Ja, so kom ons vanaand so vir die laaste keer weer op dieselfde bladsy. Wat het ons gesê tot nou toe? Wat het ons gesê gisteraand vir mekaar? Ons het vir mekaar gesê dat ons nie net hier is en by mekaar is vir God nie. Ons is ook nie net hier vir mekaar nie. Gisterand het ons juist vir mekaar gesê, ons is ook hier vir die plek, vir die omgewing, vir die dorp waarin ons woon, om juist van dit mooier en juist om dit beter te maak tot eer en verheerliking van die Here. En die vertrekpunt wat ons geneem het rondom dit was juist die woorde in Jeremia 29, waar ons ontdek het dat God sy volk op 'n spesifieke plek gesit het. Daar in Babel. En dat ek en jy mag weet dat ons nie maar net per toeval woon waar ons woon en doen wat ons doen nie. Dat ons nie maar net per ongeluk hier by mekaar is nie, maar dat ons juist by mekaar is in hierdie plek, in hierdie omgewing, omdat die Here ook vir ons wil gebruik met die gawes en talente wat ons beskik. So, daarom het ons mekaar gesê, moet ons nie kla nie, moet ons nie kerm nie, en moet ons nie altyd net negatief wees oor die omstandighede wat ons deurgaan nie. Want in Jeremia 29, al was die volk in die vreemde, al het hulle vyandskap ervaar, kom die Here en hy kom sê, leef voluit. Kom sê, hy bou. Kom sê, hy maak 'n verskil. So ek en jy moet daar waar ons is, omdat ons daar is, dit beter maak en dit mooier maak. Dit beteken die eenvoudigheid ons vir mekaar gesê dat my daar wees as kind van God die verskil moet maak. Maar ja, ons is nie perfek nie. Ons is ook maar broos en ons maak ook maar foute. En daarom het ons gehoor dat dit God se krag deur sy Gees is wat in ons werk en deur ons werk. En word dit sigbaar in die manier hoe ons mense rondom ons hanteer. Word dit sigbaar in die manier hoe ons praat, hoe ons dinge doen, hoe ons optree. Ja, selfs hoe ons optree in moeilike en deurmekaar situasies. Ons het weer vir mekaar gesê, dit is nie die groot dramatiese dinge, aardskillende dinge wat altyd die verskil maak nie, maar dit is hoe ek op 'n eerlike wyse, hoe ek met 'n hart van omgee, hoe ek met geduld en hoe ek met liefde die verskil maak waar ek besig is in my omgewing. So dit beteken dat ek as kind van God moet seker maak dat daar waar ek is, daar meer lig is, daar meer hoop is en daar meer vrede is. Ek straal Christus se lig, Christus se hoop en Christus se vrede uit, waar ek ook besig is. So, gebruik die Here doodgewone mense soos ek en jy, om buitengewone groot dinge te doen, daar waar hy ons geplaas het. So dit alles, uit dankbaarheid, vir dit wat hy deur sy seun lankal terug vir ons gedoen het. En ons doen dit uit die krag wat die Heilige Gees vir ons gee, en waarvan ons kan optree. So as ons dan nou vanaand kom en ons wil 'n bietjie dieper gesels, ons wil verder gesels, dan moet ons mekaar sê, as ons dan nou hier is vir God en as ons dan nou hier is vir mekaar en as ons dan nou hier is vir ons omgewing, ons dorp, ons samelewing, wat lê onder dit alles? Wat is die basis, wat is die kern van hoekom ons dit juist doen? Die antwoord daarop is, ons is hier om vir Jesus Christus te volg. Ons is hier om in sy voetspore te loop, om hom gehoorsaam te wees, om sy beeld uit te straal, om sy lig uit te straal, om daar waar hy ons geplaas het, om dit mooier te maak tot eer van sy naam. Want Jesus maak dit vir ons duidelik, dat om hom te volg, niemand net 'n idee is nie. Dis nie maar net 'n gevoel hier in ons hart nie. Dis nie maar net iets wat ons kan sê, ons glo nie. Dis 'n manier van leef. Dis 'n manier
gaan doen. Elke dag, elke oomblik, waar ons ook al is. So ek wil vir jou uitnooi om vanaand die Bybel oop te maak. Ons gaan kyk na hoe Jesus self hierdie waarheid kom oopbreek. En hoe hy dit stukkie vir stukkie vir ons kom verduidelik. Hoekom dit juist belangrik is en wat dit beteken om vir Jesus te volg en in sy voetspore te loop. So kom ons maak ons Bybels oop. Maak dit nou by Markus 8. Ons sal saam lees vanaf vers 34. En ek gaan vir jou weer nooi om jou Bybel oop te hou en ons gaan telkens weer daarna teruggewys. Weer eens nooi ek vir jou uit omdat dit in die evangelies is. En julle sien daar's 'n verwysing na Matteus en daar's ook 'n verwysing na Lukas. So gaan kyk na daai weergawe ook wat vir ons daarop beteken. So die opskrif hier van Markus 8 vers 34 is om Jesus te volg. So Jesus het toe die menigte saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. En dan kom die vraag: wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Tot sover. Ek wil vanaand begin met 'n eenvoudige storie. Miskien kan jy, wat is die Engels, Afrikaans woord? I want to relate to. Miskien kan jy jouself daarmee vereensel. Daar was 'n jong man, wat besluit het, dat hy moet gaan draf. So hy het alles reg gekry, weet. As jy nou besluit maak, jy moet gaan draf, is die eerste plek wat jy doen, is jy gaan winkel toe, jy gaan koop vir jou die beste, netjieste tekkies, want jou enkels moet daar maar nie seer kry, jy weet, jy moet daar 'n bietjie cool lyk, as jy nou die hele draf ding begin doen. So jy gaan koop die beste, en ja, jy maak seker dat jy reg is om te gaan draf. Weet jy, gaan koop jy mos hy outfit, weet, daai draai, hy moet draai wees, sodat jy nou nie al die sweet en goede saam met jou dra nie. Weet so, die uitrusting wat jy saam met jou dra, moet ook reg wees, en moet ook goed wees. Weet, en dan oortuig jy gewoonlik, want hier praat ek nou van 'n man. So nou oortuig jy wat jou vrou, hoekom dit nodig is om 'n nuwe horlosie te koop, en dit moet ons nou 'n smart horlosie wees, en die smart horlosie moet ons nou met die nodige apps hê, en die apps moet kan sinkroniseer met jou foon. Weet, dit gaan oor daar die hele pakket, dis die tegnies, dis die kleur, en dis die foon, en dit is die hele look. So, hierdie ou het geweet dat oefening vir hom goed gaan wees. Hy het geweet dat oefening die regte ding is, wat hy nou nodig het, om dit regtig waar in sy lewe die groot verskil gaan maak, wat hy nou nodig het. So hy het goed begin, en hy het reg begin, hy het sy foon gestel, dat die alarm afgaan, op 'n sekere tyd, en toe die alarm die oggend afgaan, toe kyk hy so, en sê, "Yesterday, die weer is bietjie koud, die bed is bietjie warmer, nie vandag nie, môre." En hy stel weer daai aan sy horlosie, om die volgende oggend wakker te word. En die wekker gaan af. En vir die wekker af, want hy besluit hy. Nie vandag, ek het sleg geslaap. Daai halfuurtjie wat ek nog langer kan lê, dis wat ons gaan doen. En so gebeur dit dag na dag, week vir week, wat daai verskoning elke keer, hoekom nie nou nie, nee, ek kan nie nou nie, ag die weer is nie lekker nie, ag ek voel nie lekker, ek kan my enkel seer maak nie. Al daai tipe klas goed. Maar weet jy dan, as hy by die werk is, dan praat hy nog hoe belangrik dit is om te draf, en hoe goed dit gaan wees vir sy gesondheid, en hoe lekker hy gaan voel, en hoe fiks hy gaan word, en hoe hy alles reg het om te begin draf.
doen dit nie. So wat sê ons vir mekaar? Ons sê vir mekaar, daar is 'n groot verskil tussen wat jy sê jy wil doen, en om dit werklik te doen. Dis twee wêrelde heeltemal uit mekaar uit. En dit is presies waar baie van ons onsself, ook in ons geloofslewe, bevind. Ons sê, ons is lief vir Jesus. Ons sê, ons wil vir Christus volg. Ons sê, ons glo in hom. Ons sê, ons stem saam met sy woorde. Maar die gevoeter kom by ons daaglikse lewe en in wat ons doen. En in die besluite wat ons maak. En in ons optredes. Want dan kom ons baie dikwels en dan volg ons hom nie regtig voluit. Soos wat sy woord vir ons vra. Ons volg Jesus volgens my voorwaardes. Wanneer dit my pas. Wanneer dit vir my lekker is, kan ek so 'n versie of twee aanhaal, maar as daai versie van so 'n bietjie te veel toepassing op my het, dan sê ek, weet jy, kom ons interpreteer dit gou 'n bietjie anders. Net om my nie daarvan deel te maak nie. So wanneer dit kom om vir Jesus te volg, kom Jesus hier aan die begin van Markus 8 en ek kom sê om hom te volg, vra iets. Dit vra beweging, dit vra keuses, dit vra oorgawe. En hy kom maak dit baie duidelik dat om hom te volg nie maar net 'n idee kan wees nie. Om hom te volg is nie maar net 'n gevoel hier in die binnekant nie. Om hom te volg is nie maar net iets wat ons sê ons glo nie. Dit is 'n manier van leef. Elke oomblik, elke dag, oor waar ek kom. So kom ons gaan kyk gou 'n bietjie hoe Jesus hierdie hele situasie aanroer in Markus 8. Wanneer Jesus hierdie woorde in Markus 8 sê, kom roep hy nie net sy disippels nie. Ek hoop julle het raak gesien. Hy kom roep nie net sy disippels nie. Hy roep almal wat in die omgewing is. Hy sê, as iemand agter my wil aankom, hy maak die uitnodiging oop. As iemand agter my wil aankom, niemand word uitgesluit. Met ander woorde, elkeen wat sê hy glo, elkeen wat sê hy wil volg, word hier aangespreek. Maar nou kom die moeilikheid. Nou kom die gedeelte wat nie vir ons so lekker is en wat nie so lekker aan ons lyf voel nie, want nou kom hierdie Jesus, na hierdie oop uitnodiging gemaak het vir almal. Kom sê hy, as jy my wil volg, moet jy weet, dit gaan vir jou iets kos. Jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis opneem, en jy moet my volg. So wat beteken dit? Eenvoudig, wanneer Jesus vir ons sê, dit gaan vir ons iets kos. Dit gaan ons gemak kos. Dit gaan ons eie wil kos. Dit gaan ons planne kos. Dit gaan soms ons eie trots kos. En dit is hoekom ons baie dikwels by hierdie gedeelte begin vassteek. Want ons sê vir mekaar, ek wil so graag vir Jesus volg. Ek wil bitter graag vir Jesus volg. Met my alles wil ek hom volg. Maar sonder die kruis, dit is nie deel van hoe ek hom volg nie. Of ons sê, ons wil bitter graag glo. Met my hele hart wil ek glo. Maar sonder die opofferings. Nee, die opofferings skuif ek maar een kant toe. Ek wil bitter graag 'n Christen wees. Met my hele hart wil ek 'n Christen wees. Maar die prys is nie altyd so lekker. En dan kom Jesus hier in Markus 8 en hy sê, dis hoe dit werk. Jy kan nie maar net halfpad volg nie. Hy kom sê dat hy jou hele lewe soek. Hy kom sê dat hy jou ganse menswees kom soek, jou alles. Hy kom bevestig dat om hom te volg het 'n prys. Maar dan kom hy met die tweede waarheid. Ek en jy kan nie vashou en volg nie.
Gaan kyk gou wat daarop volg in die teksgedeelte. Jesus gaan verder en hy sê, wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe verloor ter wille van my en die evangelie, sal dit red. Dit klink amper soos 'n teenstrydigheid, maar daar lê eintlik 'n baie diep waarheid in hierdie gedeelte. Want ek en jy hou daarvan om in beheer te wees van ons lewens. Ons wil beheer hê oor ons toekoms. Ons wil beheer hê oor ons besluite. Ons wil beheer hê hoe dinge verloop. Ons wil as te ware na die Here toe kom en sê, maar Here, ons sal U volg, maar Here op my terme. Here, ek sal vir U volg, maar ek net gou 'n paar reëls neer. Here, ek sal vir U volg, maar kom net gou so 'n bietjie oor die volgende voorwaardes. Maar Jesus kom hier in Markus 8 en hy kom sê, jy kan nie vashou en volg in dieselfde tyd nie. Jy kan nie vashou en volg nie, jy gaan moet kies. En dan kom Jesus in hierdie gedeelte en hy kom maak dit helder en duidelik om te sê, dat as jy vashou aan jou eie lewe, aan jou eie reëls, aan jou eie dinge, aan jou eie voorwaardes, hy het verloor. Maar as jy jou lewe aan Christus Jesus oorgee, as jy God vertrou met elke greintjie van jou lewe, gaan jy die ware lewe ontdek. Ware lewe is nie om alles te beheer nie. Ware lewe is nie om alles te verstaan. Ware lewe beteken dat ek oorgee aan God en hom vertrou. Die Engelse het so 'n mooi woord rondom dit, let go en let God. Nou ek sien hierso was staan so 1 of 2 wat al saam met my op kamp was. Ons het altyd die trustful gedoen. En dit is daai gedeelte wat jy so 'n bietjie op 'n hoogtetjie is. En dan sê jy vir die ouens wat agter jou staan, ek vertrou vir jou dat as ek nou agtertoe val, gaan julle my vang. So, nodeloos om te sê, you have to practice what you preach. So nou verduidelik ek vir die groep jong mense, is gewoonlik op die belydeniskamp, dan hoor julle dat ek ook van dit. So nou moet jy vir hulle sê, maar jy vertrou vir hulle. En nou klim ek nou maar daai leertjie, of ek klim nou maar daar op 'n muurtjie. En dan sê ek vir hulle, julle 6, julle sien nou hierdie lyf. Hierdie lyf is nou nie fiets en fyn nie. Ek vertrou dat julle my gaan vang. So nou maak jy jou oë toe. En jy hou jou hande so. En jy gaan agtertoe. In al die jare wat ons op 'n leierskap gedoen het nog nie eens van my kinders vir my laat val nie. Nie omdat hulle so sterk is nie, maar omdat hulle saamwerk. En dan laat ons een vir hulle dit laat doen. En kom ek sê vir gou vir jou, dit is moeilik om te vertrou as jy op 'n hoogtetjie is en agtertoe te val. En dit is wat Christus hier kom sê. Let go and let God. Vertrou vir my. Vertrou vir my. Ons het gisteraand vir mekaar gesê, ek wil vir jou net die beste gee. Ek beloof vir jou om net die beste vir jou te gee. Ek is nie net altyd by jou nie. Ek gaan nie net vir jou sorg nie. Ek gaan nie net vir jou help nie. Maar ek is daar elke oomblik vir jou. So hierdie gedeelte wil vir jou en vir my kom sê, ons moet die Here vertrou 100%. Ons moet ons reëls en ons voorwaardes eenkant skuif en ons moet fokus op God se woord en wat sy woord vir ons sê. En ons moet daarin vashou. Hoe is dit moontlik? Dis moontlik want die Heilige Gees woon in jou en my. God het met Pinkster sy Gees gegee om vir ons te herinner aan God se beloftes. Te herinner aan sy daar wees. En daarom kan ons weet, ons kan hom vertrou. Hy gee vir ons die krag om ook oor te gee. Maar dit is nie maklik nie. Ons gaan nou dadelik. Maar dan kom Jesus en hy vra 'n vraag wat 'n bietjie dieper sluit. Hy sê, wat baat dit 'n mens as die hele wêreld as wins bekom, maar jou lewe verloor? Met ander woorde, Markus 8 sê vir ons hierso deur Jesus, jy kan alles hê wat jy ooit aan kan dink.
Jy kan sukses hê, jy kan geld hê, jy kan status hê, en jy kan nog steeds leeg wees aan die binnekant. En kom ons wees eerlik, ek en jy leef in 'n wêreld waar ons as te ware geleer word dat meer is beter. Meer is altyd beter. Wil ek al sê, meer geld, meer besittings, meer sukses. Maar nou kom Jesus in hierdie gedeelte en hy gooi hierdie sommetjie heeltemal om. Hy sê jou siel is meer werd as dit alles. Jou siel is meer werd as dit alles. So die vraag vanaand aan jou en my is waarvoor leef ons regtig? Waarin belê ons al ons energie? Waarin belê ons tyd? Want aan die einde van die dag gaan daar net een ding bly staan. En dit is jou en my verhouding met God. Dis die een ding wat mond en roes nie kan verniet. Jou en my verhouding met Jesus. As jou en my lewe so gerig is, moet ons ook onthou, die teks help vir ons daarmee. Hy gaan verder en hy sê vir ons moet skaam wees. Skaam wees vir Jesus. Ons moet skaam wees vir dit waarvoor Christus staan. En wat hy ons leer. Die teks sê vir ons, wie vir hom, vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens omskaam. En dis nogal wille woorde, daai is woorde wat skok, dis ernstige woorde. Dit wys vir jou en vir my dat ons geloof nie iets is wat ons kan wegsteek nie. Dat geloof nie iets is wat ek en jy ligtelik kan opneem. Maar tog raak ek en jy in hierdie wêreld waarvan ons deel is, al hoe meer gekonfronteer dat mense nie noodwendig hou van Christus. Dat mense nie noodwendig hou van wat Christus sê nie. En dat Christus dit dikwels uitgelag word. Dat dit nie altyd verstaan word nie. En weer kan ons nie mekaar ook kritiseer. Ek het vanoggend genoem, net waar ek vanoggend uit die huis uit is, of net voor ek uit die huis uit is, toe lees ek daar so 'n kerkbode artikel, wat sê, waar is die kerk in die storm? Toe is daar nou 'n paar ouens, wat is 'n bietjie die kerk aangevat het oor, hoekom is die kerk so stil? Hoekom is daar nie foto's op die voorblaai nie? Hoekom is daar nie, hoekom hardloop Facebook en Twitter en al daai goed en Instagram en TikTok en ek weet nie wat al sê. Hoekom loop dit nie vol waar die enige kerk is? En toe antwoord iemand so skerp uit ons eie omgewing uit. Want hulle is reeds besig om te help, hulle het nie nou tyd vir foto's neem. Die uitdaging waarmee die kerk dit wil sit, is dat ons nie altyd al die koneksies het met die regering om helikopters se goede te kry en groot foute opportunities gebruik om seker goede te doen nie. Ons is waar die mense is. Ons oor is teen die grond. Want op die einde van die dag, wie is die kerk? So waar vraag is in hierdie kerkgebou? Hy het 'n nok wat besig is om af te val. Hier sit die kerk. Waar het jy gehelp in hierdie week wat verby is? Waar het jy 'n verskil gemaak? Waar het jy hoop gegee vir mense? Is dit nie maar presies dieselfde nie? Waar was die kerk? Wat die tyd gehad te foto's neem, maar was besig om getuie te wees van die lewende Christus. So die Here kom sê vir ons, ek en jy, moet nie skaam wees vir wie hy is. Ons is die geheime agente, 007's wat niemand mag weet. Ons mag leef dat ons Christene is. Ons mag sê dat ons aan Christus behoort. Ons moenie toelaat dat die wêreld en die wêreldse reëls vir ons stil maak oor wie Christus is en wat hy kan doen. Want om hom te volg beteken op die einde van die dag om sy naam groot te maak. Openbaring 5. En die hele Bybel sê, praat met ons daaroor. Dit beteken om sy naam groot te maak. Nie net in die kerk nie, maar ook in my huis, in my werk, daar waar ek beweeg, in my verhoudings, maar ook in my besluite. Maar miskien moet ons ook vanaand vir mekaar vra, nee, waar is daai, ekskuus Herman, ja maar hoe, waar maar hoe? Daar is ons nou daar, sorry man, ek het nie lekker gefokus die hele tyd. Dit is kom ons by die plek uit en dan sê vir mekaar, maar hoe moet ons al hierdie goede doen? Johan het nou 'n klomp goed te kwyt geraak en dit lyk vir my, ek kan dit nog 'n paar van die goed wat hy gesê het uit die Bybel uitstaf. Hoe gaan ons hierdie goed doen? En dit het my herinner aan 'n predikant wat by geleentheid 'n boek geleen het by 'n lidmaat en hy's besig om die boek te lees en
op hierdie bladsy staan daar 'n JMH, en dan hier aan die onderkant van daai bladsy staan 'n JMH, en dan as jy so 4 bladsye aangaan, dan staan daar 'n JMH, en toe die dominee toe die boek teruggee vir die lidmaat, en sê, luister, dit is 'n baie interessante boek, ek het geweet dit gaan interessant wees. Ek wil gou weet, waarvoor staan JMH? En toe sê die persoon, dit beteken vir ja, maar hoe? En ek dink, dit is waar ons miskien vanaand is, hier aan die einde van 'n Pinksterreeks, is om te sê, hier is nou 'n klomp goed gesê. Ons weet ons moet vir Jesus volg. Ons weet ons moet in sy voetspore loop. Ons weet daar is uitdagings. Ons weet dit is nie altyd maklik nie. Maar ons sukkel om dit te doen. Hoe gaan ons dit doen? So ek hoop in die volgende 2-3 minute dat ek veel prakties kan help. Die ja maar hoe se antwoord is om te oefen. Om te oefen om Jesus te volg. En hier gaan dit oor 'n baie belangrike, dis 'n mediese ding. Ek bly as 'n dokter, so ek hoef my dit moet my reg help, maar dit gaan oor spiergeheue. Spier. Ja. Muscle memory. Gaan oor muscle memory. En die wonder is dat dit waaroor ek nou van praat, kan ons weer eens nie uit onsself uitdoen nie. Die wonder is dat ons oor hierdie goed te praat in Pinkstertyd, want ons mag weet dat die Here deur sy Gees vir ons bystaan en juis vir ons vorm en help om gehoorsaam ons geloof te oefen. Wanneer ek en jy iets oor en oor en oor doen, dan raak dit deel van jou en my lewe. Dit begin natuurlik voel. Dit begin normaal voel. Dit begin voel soos tweede natuur. So, ek het vanoggend die toets gedoen en hulle het geslaag. Ek gaan nou vanaand met julle ook die toets doen. Ek gaan nou eers 'n bietjie kyk na julle. Julle al almal asem, is ek reg? Maar ek het niemand gekry wat tel. Asem in. Okay, asem uit. Asem in. Asem uit. Dis iets normaal, né, is ek reg? Ons doen dit natuurlik. Dis deel van ons menswees. Dis hoe die Here ons geskep het. Maar kom ons vat gou 'n ander voorbeeld. Wie van julle ry nog motors wat handtrap is? Julle weet hoe dit werk. Dis is een. Nog iemand? Okay, nou wil ek gou weet. Hoe doen jy dit? Jy trap die klas en ek dink jy daar, dan weet jy, sy nog handtrap. Is dit nie handtrap nie? Nee, wag nou. Julle wat handtrap ry, jy sit hom as jy trap die klats in, hè? Dan sit jy met reverse. En dan reverse jy. Dan kom jy daar in die straat, jy trap die klats in, weer spoeltjie, wat spoeltjie, blinderkol spoeltjie. Jy sit op die eerste rad. En jy trek weg, eerste, tweede, derde, alles gaan goed, alles gaan glad, is ek reg? Dis hoe het werk, hè? Doen julle dit so? Toe jy nou 40 jaar terug, julle moet maar weet dat wie ek kyk, ek sit hom op kyk. Toe jy nou 40 jaar terug vir jou lisensie gegaan het, om geleer het om te ry, hoe het dit toe gegaan? Eerste rad. En dan Frankie kar. Is ek reg? Ek wil nou vra Frankie kar nou nog iets, want ek hoor hier by die kerk 'n paar ouens wat met radkarre nog ry en hulle daai ding red hier by die 4000. Maar jy kom met my agter dat op die einde van die dag ons dink nie meer ons mense wat radvoertuie het. Okay, ek wil nou dit doen, ek wil nou dat doen. Jy kan nou alselfs in die brandweerbrug optrek en wegtrek. Sonder issues, né? Want dit het deel van ons menswees geword, dit het deel geword van hoe ons dinge gedoen het. Dit het deel geword van ons muscle memory. Dis hoe jy dit doen. En dieselfde geld van jou en my geloof. Om Jesus te volg gebeur nie maar net van self en dit val nie uit die gelug uit en nou het jy miskien 'n verhouding met die Here nie. Dit is iets wat geoefen moet word. En dit is nie maar net 'n goeie gewoonte wat ek oefen nie. Dit is 'n stuk genade waarin die Here vir my laat deel wat ons leer om soos Jesus te leef. Ons leer om te doen dit wat hy doen oor en oor en oor. En hoe doen ons dit? Ons oefen ons geloof deur gebed. Ons oefen ons geloof deur Bybel te lees. Ons oefen ons geloof deur stilte tyd. Ons oefen ons geloof deur aanbidding. Ons oefen ons geloof deur die manier ons omgee met ander. Ons oefen ons geloof deur reg te kies wanneer ek ook by keuses kom. Ek oefen my geloof en hoe meer ek dit doen, hoe meer word dit deel
van wie ek is. En ek sê dit weer, die wonderlike is, ek doen dit nie alleen. Ek doen dit met die krag wat die Heilige Gees vir my gee, want dit is hy wat my help, dit is hy wat my lei, dit is hy wat vir my die krag gee. Want God is nie net by ons nie, hy werk in ons. So, kom ons vat gou alles 'n bietjie by mekaar. Ons het vanaand vir mekaar gesê, ons is hier vir God, ons is hier vir mekaar, ons is hier vir die wêreld, en ons sê welkom aan ons jong mense dan ook. Maar ons het onder andere van mekaar gesê, ons is hier om Jesus Christus te volg. So dit beteken dat ek en jy moet weet, daar is 'n prys, dit gaan vir my iets kos. Ek moet bereid wees om Christus se kruis op te neem. Wanneer sy Gees help by my. Ek moet bereid wees om gehoorsaamheid te kies. Hy help my, want sy Gees is daar. Dit beteken dat ek nie skaam is vir wie hy is nie. Hy help my, want sy Gees is daar. Dit beteken, ek moet my geloof elke dag oefen. Ek doen dit nie in my krag nie, want sy Gees is daar. Dit beteken nie, ek en jy is perfek nie. Dit beteken dat ek en jy getrou is aan dit wat God se woord vir ons vra. Dit beteken, ons sê elke dag weer, Here, vandag kies ek om vir U te volg. Here, ek kies om vir U te volg. En ek vra die Gees wat in my woon, help my. Help vir my om Jesus se spore te sien. Help vir my om gehoorsaam te wees. En dit is presies wat Pinkster vir ons kom moontlik maak. Want sonder die werk van die Heilige Gees is alles wat ons tot nou toe gesê het, maar net mooi woorde. Maar met die Heilige Gees kan dit 'n leefwyse word. 'n leefwyse wat 'n verskil maak. 'n leefwyse wat hoop bring. 'n leefwyse wat lig is. Ek sluit af. Ons het op hierdie hele Pinksterreeks besig gewees met die vraag, wat op ons aarde maak ek hier? Vanaand het ons vir mekaar gesê, ek is hier om Jesus te volg. En Pinkster herinner vir ons doen dit nie alleen. Heilige Gees leef in ons, hy ris ons toe, en hy gee vir ons die krag om al hierdie goede te doen. En my gebed vir elkeen van julle vanaand is, mag die Gees van God ons nie net inspireer nie, maar mag hy ons werklik verander. Mag hy ons harte en ons lewens vorm, sodat ons nie net sal sê ons glo nie, maar sodat dit vir ons 'n leefwyse sal word. 'n leefwyse wat ons voluit sal aangaan. En mag hy ons die moed gee om nie net te glo nie, maar om hom daadwerklik te volg. Om sy lig te wees oral waar ek is en beweeg en kom. Dat ek oral sy hoop sal bring, omdat ek besig is om daagliks om geloof te oefen. Omdat God, die Vader, Jesus Christus as Seun en die Heilige Gees nie alleen dit waardig is dat ek my geloof oefen nie, maar dat God die eenheid vir my help en bystaan. Mag hierdie Pinkster en dit wat jy gehoor het, mag dit groei op jou, mag dit vir jou iets beteken het, maar meer nog, mag dit sigbaar word, soos wat jy leef. Amen. Kom ons word stil voor die Here.